Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Jesus ons volmaakte voorbeeld. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. 1 Johannes hoofstuk 2 vers 6. Ons het voor ons die hoogste heiligste voorbeeld. In gedagte, woord en daad was Jesus sondeloos. Volmaaktheid het alles wat hy gedoen het gekenmerk. Hy wys ons na die pad wat hy bewandel het en sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Matteus hoofstuk 16 vers 24. Christus verenig in sy persoon die volheid en perfeksie van die godheid en die volheid en perfeksie van die sondelose mensdom. Hy het al die versoekings waarmee Adam te kampe gehad het, tegemoet gegaan en hierdie versoekings oorwin, omdat hy in sy menslikheid op goddelike krag staat gemaak het. Hierdie onderwerp vereis veel meer nadenke as wat dit ontvang. Christene daal te laag, hulle is tevrede met 'n oppervlakkige geestelike ervaring, en daarom het hulle slegs die glimpse van lig, wanneer hulle die wonderlike volmaaktheid van Christus se menslikheid duideliker kan onderskei, wat ver bo alle menslike grootheid, alle menslike krag uitstyg. Christus se lewe is 'n openbaring van wat gefalle mens kan word deur vereniging en gemeenskap met die goddelike natuur. Mans en vroue formuleer baie verskonings vir hul geneigtheid tot sonde. Sonde word voorgestel as 'n noodsaaklikheid, 'n ewel wat nie oorkom kan word nie. Maar sonde is nie 'n noodsaaklikheid nie. Christus het van babajare tot manlikheid in hierdie wêreld geleef en gedurende daardie tyd het hy al die versoekings waarmee die mens getuister word teëgekom en weerstaan. Hy is 'n perfekte patroon van kinderjare, van jeug, van manlikheid. Die lewe van Christus het getoon wat die mensdom kan doen deur deel te hê aan die goddelike natuur. Alles wat Christus van God ontvang het, kan ons ook hê. Vra dan en ontvang. Laat jou lewe deur verborgde skakels met die lewe van Jesus verbind word.